Dag sê, dis 'n lieflike Sondagmôre hier by ons in Heidelberg. Mistig, meer as net 'n bietjie koel. Ons ou wintertjie kruip ook nou maar nader. En dankie tog. Ons skep asem. Die verskriklike winde wat ons gehad het. Die storms. Alles is nou weer rustig. Maar die skade, mense, ook hier in Heidelberg, hier in die Suid- en Wes-Kaap. Miskien het jy al deurgeloop onder vloedwaters, storms, stormwinde, en is net so, en daar gaan jou huis se dak, vragmotors wat hier op die paaie omgekeer het, mense wat ontsaglike skade gelei het, en ek wil vra dat ons nie sal ophou om te bid vir elkeen wat getref is nie. Maar die belangrikste in hierdie tyd, dat ons 'n bietjie sal besin. Ek het nou hierdie boodskap preek. Ek was lank hiermee besig. Daar kan nog baie meer gesê word. Wanneer jy praat oor rampe, natuurrampe, dan praat jy maar versigtig, né? Jy praat maar versigtig. My ouma het altyd gesê, ons moet respekte hê vir ons heertjie se werke. Ja, iemand het die afgelope tyd vir my gesê, die wind wat hier gewaai het, is 'n wind uit die hel. Job 27. Toe die storm so gewoed het en die wind het so gewaai, daai aand het ek bietjie gaan kyk in Job 27 raak geloop. Hierso vers 20, die angs oorval hom soos 'n vloed. 'n Orkaan voer hom weg in die nag. Die oostewind lig hom op en weg is hy. Dit waai hom weg uit sy plek. Dit storm op hom af sonder genade. Hy moet vlug vir die geweld van die wind. Die wind klap sy hande van blydskap. Die wind kry hier 'n persoonlike karakter, soos wat die wysheid in Spreuke en Prediker 'n amper 'n persoonlike wese word. Terwyl hy die goddelose uit sy plek wegblaas. Onthou Job worstel hier oor sy geweldige lyding. Hy het alles verloor. En wanneer die wind waai, dan is dit vir hom 'n pynlike herinnering. Sy eie kinders wat dood is. Toe hulle almal bymekaar was en partytjie gehou het, fees gevier het, en hy kry daai verskriklike tyding dat die huis se dak het afgewaai, rukwinde, en al sy kinders het gesterf in die ramp. Hy worstel nie mee, en sy vriende gee vir hom raad, maar dit is maar soos in die wind, soos die idioom sê. Is maar 'n gepraat in die wind. Dit beteken vir Job nie veel nie. Hy worstel.
Is hy die goddelose dat hy getref word? Is hy die een vol sonde? Is God besig om hom te straf, soos sy vriende vir hom gesê het? Daar's mense wat in hierdie tyd vra, daar's boere wat vra, word ons dan gestraf? Word ons gestraf? Is dit God se straf? Wanneer die Bybel, die Ou Testament, veral die Ou Testament, praat oor stormwinde, winde wat verwoes, dan gaan dit meeste van die tyd oor God se oordeele. God wat oor volke oordeel. God wat mense tug. Kom ek gebruik die woord tug. Soos wat die skrywer van die Hebreërbrief praat. God tug ook sy kinders. Kyk, laat ons mooi verstaan. Hy kan enige iets gebruik. God kan natuurrampe gebruik. Natuurrampe. Maar dan voel ons, dis buite beheer. Waar pas God in? Stuur hy dit dan nou? Wat gaan nie aan? Ek wil tog net troos vind. Ek wil troos vind in wat ek lees, dat in die Bybel, dat rampe tref almal. Jesus sê, Matteus, God laat sy son skyn oor regverdiges en onregverdiges. Dit reën oor regverdiges en onregverdiges, oor mense wat glo en oor mense wat nie glo nie, en dieselfde met rampe. Dit tref ook mense. Openbaring, die boek Openbaring is vol daarvan, die einde van die tye en rampe wat kom. Jesus het self gesê, daar sal deel van die tekens van die tye sal die geweldige rampe wees. Ons kan dit nou verklaar, aardverwarming, verandering in die atmosfeer, temperatuur, uiterstes. Maar onthou, Jesaja 40 vers 6 en 7, die volk kry die belofte, hulle sal hierdie storm, hierdie winde van die ballingskap, hulle is weggevoer deur Babylonië. Ek het baie al daaroor gepreek, en hulle worstel, is God liefde, is hy almagtig, sal hy uitkoms gee, sal hy weer oprig, sal hy weer sy mense herstel in hierdie tyd, vra soveel mense dit, wat die slagoffers was van die vloede en die winde en die storms. Jesaja 40, ons moet roep, sê hy, roep, die Here gee uitkoms, en dan vra die persoon daar, maar wat sal ek roep? Ons is soos blomme wat verwelk, gras wat verdor, as die Here sy wind daaroor laat waai. Ons het hier in gedagte, sterk skroeiende warm wind, wat alles verdor. En toe tref het my, as die Here sy wind daaroor laat waai. God is in beheer. Dis nie die duiwel, die Satan se wind nie. Maak nie saak hoe winde aan tyd ruk nie. Ons is mense. Ons is na die sondeval van Adam en Eva, daar is ook in die natuur. Ook in die natuur het 'n val gekom en moeite en stryd en elemente en die teerstanders van storms en wind en vloedwaters. Dit is so. Ons sal eers aan die einde van die tye finaal, wanneer die hemel op aarde kom en wanneer ons in die hemel sal wees, dan sal daar 'n einde kom aan al hierdie rampe. Almal van ons, of jy glo of nie, is maar van tyd tot tyd slagoffers. Dit is sy winde. God is in beheer. Psalm 104, die eerste 3 verse, maar ons lees daar, God wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind, ry God. Hy tem die winde, hy beheer die winde. Ons het gebid nou die dag. Hoeveel mense sê hulle het gebid en die winde het bedaar? Nou ja, nou staan mense wat sal sê, ag, dit sal buitendien maar gebeur het. Nee, ons mag vra, God luister. Die winde is u boodskappers, so ja.
In die tyd het ons almal maar die boodskap gekry van hoe klein en nietig ons is. Maar dan moet ons wegkyk van dit en die grootheid, die mag, die beheer van God raak sien. En vra, wat wil hy vir ons leer? Wat wil hy vir ons sê? Wat moet ons hieruit leer? Elke persoon sal iets anders van die Here hoor. Die weerligte is u dienaars. Pragtig gestel, né? U boodskappers, u dienaars, God se wind. Jeremia 10 vers 13, hy laat die winde vry. Hy laat hulle los uit sy voorraadskure. Hy hou hulle daar, en dan laat hy hulle gaan. Hy maak oop, en hy maak toe. Pragtige metafoor, beeld, wat gebruik word om net te sê God is in beheer. Daaraan moet ons vashou in hierdie tyd. Hoekom laat die Here dit toe? Hoekom laat hy sulke rampe toe in ons lewe? En daar gaan seker nog maar weer rampe wees, en die winde in jou lewe, in die storms, dit kan dood wees, siekte, pyn, lyding, armoede, tekort. Ja, winde wat jou beursie leegwaai. Wat die geld uit jou rekening wegwaai, want die lewenskoste, nie petrol, nie diesel is net te duur. En alles gaan net op en alles gaan net op. En pensionaars se geldjie bly dieselfde en SASSA bly min of meer dieselfde. Ek dink, ek is eintlik oortuig, God toets ons. God toets ons, dis tog wat die Bybel sê, veral in die Nuwe Testament. Dit is beproewings, 'n swaar kry, maar dit is ook 'n toets om ons geloof te toets. Sal ons getrou bly aan die Here? Die winde, die storms, fisies, letterlik, geestelik in ons, daar kan storms in ons kop, in ons emosies, in ons verhoudings wees, ontmasker ons. Dit ontmasker ons. Dis die teestand om te kyk, hoe sal ons reageer? Hoe sal ons verhouding met die Here lyk? Jesaja 26. Dis vir my 'n baie belangrike deel wat ek raakgeloop het, vers 18 en 19. Ons was swanger, die metafoor. Paulus in Romeine praat ook van die skepping wat sug, soos 'n vrou wat swanger is. Daardie verwagting op die finale bevryding en om alles wat nuut gemaak word. Ons was swanger, ons het in mekaar gekrimp van pyn. Ons het niks in die wêreld gebring nie. Ons het wind gebaar. Prediker wat sê, alles is maar gejaag na wind. Uiteindelik, wat het jy? Jy slaan. Paulus sê wel, hy slaan, maar hy slaan nie in die wind nie. Jy moet soos 'n bokser raakslaan, wel, as dit kom by sekere dinge, slaan jy in die wind. Ons baar wind. Ons het nie 'n redder vir die land gegee nie. Daar's nie inwoners vir die wêreld gebore nie. Nee, God gee die redder. God gee die redder. En natuurlik Jesus Christus. Hy, ek onthou toe hy die wind so pluk hier so in 'n boom, mense hier agter my, 'n boom wat net 1/3 van die boom so stomp, 12 meter lank, 15 meter lank, ek dink daarom nie so lank nie, maar ja, geweldig, en wat die hekkie sy een kant platval, dit is nou maar ons verlies, daar's mense, motors, daar's mense wat dood is, wat doodgeval is, huise wat in mekaar geval is, maar dan hierso, die uit die volk wat gesterf het, sal weer lewe, Here, wat ook al gesterf het, Spreuke 11 vers 29, wie sy huishouding verwaarloos, om watter rede ook al nie sorg vir die mense in jou huis nie, vir mekaar nie, ook geestelik, emosioneel, sosiaal, watter huishouding ook al, God gee vir ons werk, God gee vir ons
ons gemeente, kerk, God gee, wat ook al in jou lewe, maar jou letterlik fisies jou huishouding, wie dit verwaarloos en naderhand net wind oor het. Baie negatiewe konnotasie, nie? Oor die wind. Jeremia 5 praat oor vers 12, vers 13 praat oor vals profete. Hulle word net genoem, hulle woorde, hulle vals woorde is wind. Dis wind. Jesaja 64 vers 6, ons sondes het ons weggewaai soos deur 'n wind. Soos 'n stormwind, sonde, verkeerde dinge, wat ons wegruk van God af, wegruk van sy woord af, wat ons wegskeer van mekaar af, wat die goeie uit ons wegwaai. Ek wil vir jou vra, watter winde is daar in jou lewe? Wat die goeie verwyder, die liefde, die vrede, die blydskap, die hoop, net wegwaai. Soos blare, afruk, wegwaai. Ja, dit is herfs, maar ek sê vir julle, meeste mense se tuine het op die grond gelê, die mooiste blomme. Sulke blomme sê ou vir my. Hy sê, sulke koppe. En dit is nie hier onder die wind, pluk hom nie vir jou hier op die grond, dat jy hom in 'n pot kan gesit nie. Hy pluk hom net hier by die steel. Pluk hy vir hom af. Jy kan nie veel daarmee doen nie. Jy kan dit maar seker in die water sit. Maar hy blom het ook meeste van sy petals, sy mooi blaartjies verloor. Matteus 7, die valse fundament op die sandbou. Gaan lees 'n bietjie daar, Matteus 7 vers 24 tot 27, hoor hierdie storm. Hy sê die stortreën het geval, die vloedwaters het afgekom, die winde het teen die huis gewaai, geruk, en die huis wat op die sand gebou was, nie 'n fundament nie, het vergaan, platgeval. Wat was die fundament waarvan Jesus praat? Hy sê, die wat my woorde hoor en daar volgens handel. As jy nie volgens my woorde handel nie, leef wat jy glo. Anders waai jy net rond. Ek dink aan Jakobus, Efesiërs 4, ons moet soos 'n volgroeide mens wees, volwasse en nie maar rondgepluk deur die wind nie. Efesiërs 4 vers 14, in Jesus Christus groei ons op volwasse kinders van die Here, maar ons sal nie meer klein kindertjies wees wat nie volwasse is nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleraar nie. In die liefde van die Here sal ons by die waarheid bly. Jakobus 1 vers 6, ons moet gelowig bid en nie twyfel nie. Hoe bid ons? Goed, twyfel is normaal, maar baie keer neem die twyfel die geloof oor. En ons bly hierdie twyfel, hierdie overthinking in die nag en watter tyd. Ons weier om te glo die Here sal uitkoms gee en om deur die twyfel te breek. En te weet, maar God se woord staan vas, hy sal sorg. Soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag word, sê Jakobus 1 vers 6, heen en weer gedryf word, onbestendig deur die wind rondgewaai, nie standvastig nie. Ek het weer hier gekyk na die palmboom, daaroor het ek al gepreek. Ons palmbome het so gebuig en sterk gestaan. Julle het sekerlik gehoor van wat in George gebeur daar by een golfbaan, 260 iets of 240, ek weet nie hoeveel die bome, maar omdat dit ook so nat was, maar geanker in Jesus, op die fundament, die rots, Jesus bou. Ek moet uitkom in hierdie boodskap by die ware wind, die asem van God, sy Heilige Gees, Ruach in die Ou Testament, Pneuma in die Nuwe Testament, die wind, die Gees van God. Genesis 1 vers 2, chaos, duisternis op die wêreld, vloed, ook hou van die ou vertaling, woes en leeg, en die Gees van God het gesweef, oor die waters gewaai, en die orde in die chaos gebring, Ek
lees 'n aanhaling die afgelope week ergens, lewe begin waar God se gees, God se asem, jou chaos aanraak. Esegiel 37, die profeet sien hierdie vallei van doodsbeendere. Gaan lees Esegiel 37 weer 'n keer. En God sê, dink jy hulle sal kan lewe? Dis dor, dis uitgedor, daar's niks, dis die doodsbeendere, dis die dood, ondergang. En God blaas sy wind, sy asem daaroor, sy lewe, en dis in detail skryf hulle daar, hoe die spiere en die vel en alles saamkom en hulle staan op en daar's lewe. En dan natuurlik, en vandag is in ons sommige kerke, nie alle kerke, die nominasies vier dit nie. Ek hou daarvan hierdie gebruik in sekere kerke, by ons ook as gereformeerde kerke en Kerk Pinkster. Vandag is Pinksterfees. Uitstorting van die Heilige Gees wat ons herdenk, vier. Daar sit hulle, wat oor die 100 in die bovenvertrek, hulle wag, hulle is bang. En dan 'n rukwind. Dit was 'n geweldige rukwind. Tonge van vuur wat op hulle kom. Die wind om te sê, hy kom vul hulle, soos 'n wind, 'n plek vul, hy kom empower hulle, hy gee hulle die krag, hy kom stuur hulle. Ek het gedink aan, om het te onthou, die drie B's, Pinkster, wanneer die Heilige Gees oor ons kom, en soos Paulus sê, laat die Gees julle vervul opnuut elke dag, wanneer die winde van sonde en slegte goed weer die roeg, die Gees van God wil wegwaai, en die dinge wat die Gees bring, die vrug van die Gees, om net weer vervul te word, om te kom bewoon, besit neem, is die eerste B. Laat God se wind jou in besit neem, jou bekragtig, waar het swak is, en jou laat beweeg, uitgestuur, hulle kom tot beweging vir die Here, beweeg, want dis wat 'n wind doen, dit roer jou. Nikodemus, ek wil afsluit met dit, Johannes 3, hy kom na Jesus toe, hy kom in die nag, hy's 'n disipel, 'n geheime disipel, want hy's deel van die Fariseërs en die Joodse raad, en dan praat Jesus oor die wedergeboorte, hy sê die wind waai waar hy wil, wonderlike woorde, hy sê eintlik dan, hy sê die wind is onsigbaar, jy kan dit nie sien nie, maar dis onkeerbaar. God werk oor hierdie wêreld, hy werk in lande, hy werk in die oorloë, hy werk in die Midde-Ooste, hy werk deur leiers, en hulle weet dit miskien nie eers nie, hy werk in Suid-Afrika, hy wil werk in jou lewe, en jy kan hom nie stuit nie, moenie die Gees weerstaan nie, sê Paulus in Efesiërs, maar hy sal sy planne laat gebeur, hy sal sy koninkryk laat kom, in die wind, jy hoor hom, sê Jesus, en jy kan sien die effekte, die gevolge, en dit moet ons lewe wees. Die wind bring beweging. Is daar beweging? Of is jy net vasgeval? Ons kan nog baie meer vir mekaar sê, soms werk die Here in 'n storm, soms kom hy soos na Adam en Eva in die aandwindjie, 'n sagte bries, en hy kom soek sy mense, hy kom wandel in die aandwind. Elia, God verskyn aan Elia toe hy vlug in depressie sit, en God sê, ek wil aan jou verskyn, ek wil jou ontmoet, ek wil jou nuwe lewe en krag gee, maar hy was nie in die storm, die aardbewing nie, hy was nie in die geweldige wind nie, hy kom in 'n fluistering, soms sag, soms ruk hy vir jou, maar maak jy ook oop vir die fluistering. Ek sluit af. Kom ons dank die Here ook vir wind. Stormwinde wat skade aanrig, ja, maar dankie dat hy ons deurvat, herstel,
Dankie dat hy ons iets wil leer, ons toets, sterker maak, maar dankie, ek het hier neergeskryf, luister, julle weet mos, seevervoer van die ou tyd, seilbote vandag, die wind, wat besoedeling wegwaai, die smog, die smoke en die fog, en die lug skoon maak, klimaat, reën, natuur, sade versprei vir verdere groei, temperatuur reguleer jou afkoel, die voëls help migreer op die wieke van die wind, turbines gratis verniet, skoon elektrisiteit. Ja, dankie Here, dankie ook vir die waarde van wind in ons lewe, maar dankie bo alles vir u Ruach Pneuma, u Heilige Gees, Pinksterwind. Amen.